Here God, wanneer ons vanoggend so voor U staan, dan is dit wat ons sing en wat ons bedoel, dat ons gee werklik oor. Ons gee alles oor. Want Here, uit U, deur U, tot U is alle dinge, alles kom van U af. U is ons skepper, U is ons verlosser. U is die ene wat alles onderhou. Dankie Here, dat ons vanmôre so voor U kan kom staan. En my gebed is dat U elkeen sal ontmoet. Kom praat met ons. Here, open die woord vir ons. Breek dit oop, maar open ons harte om te hoor wat U sê en daarvolgens te gaan lewe. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. U kan die plekke inneem. U kan die Bybels oopmaak by Psalm 78. Ek gaan vir jou die 2020 vertaling uitlees. Psalm 78, die eerste 8 verse daar. Jy het waarskynlik ook al agtergekom dat kinders vir ouers ongelooflik belangrik is. Ouers sal eintlik enigiets doen. Sal so baie opoffer ter wille van hulle kinders. Hoekom? Want kinders is vir hulle belangrik. Baie interessant, kinders is vir die Here ook ongelooflik belangrik. Om die waarheid te sê, ons lees in Psalm 127 vers 3, dat kinders is geskenke van die Here. En toe Jesus op die aarde was, het hy op 'n keer die kinders nader geroep, toe sy disippels hulle wou wegjaag, en hy het hulle die hande opgelê en hulle geseën. Jesus het by hoeveel geleenthede het hy juis kindertjies vorentoe geroep en hulle as voorbeeld gebruik om vir sy disippels en vir ons as gelowiges lesse te leer. Soveel so dat hy selfs gesê het dat as iemand die koninkryk van God nie ingaan soos 'n kind nie, dan gaan jy nooit daarin gaan nie. En op 'n ander keer het hy gesê, wie is die belangrikste in God se koninkryk, en toe het hy 'n kind vorentoe geroep. En gesê, dit is die heel belangrikste in God se koninkryk. Kinders is vir God ongelooflik belangrik, en daarom dat Jesus ook gesê het, hy baie dringend gewaarsku het, dat jy moet mooi oplet wat jy met kinders doen en wat jy teenoor kinders doen. En as jy 'n kind sou verlei of 'n kind sou in die gevaar stel of leed aandoen of laat struikel, dan in sy eie woorde sê hy, dit sou vir jou beter wees om met 'n meelseun op die nek in die see gegooi te word. Hy sê dit gaan geweldige gevolge hê, want kinders is vir God belangrik en kosbaar. Kom ons lees 'n gedeelte uit Psalm 78 en dan gaan kyk ons, wat sê dit ook vir ons as ouers en grootouers en ander volwassenes. En terwyl ek dit lees, let op wat daar staan. En soos gewoonlik, jy gaan agterkom dat dit wat in die boodskap is eintlik maar dit wat in hierdie skrifgedeelte is. Psalm 78 vers 1. My volk, luister na my onderrig. Spits julle ore vir die woorde uit my mond. Ek gaan my mond oopmaak vir 'n spreek. Ek gaan raaisels uit die verlede na vore haal. Wat ons gehoor het en weet, wat ons voorouers aan ons vertel het, mag ons nie vir ons kinders wegsteek nie. Aan die volgende geslag sal ons die roemryke dade van die Here vertel, van sy groot mag en die wonders wat hy gedoen het. Hy het 'n bepaling neergelê in Jakob, 'n wet vasgestel in Israel. Wat hy ons voorouers beveel het, moet aan hulle kinders bekend gemaak word, sodat die volgende geslag dit sal weet. Die kinders wat nog gebore moet word, sal opstaan en dit aan hulle kinders vertel. En sodat hulle weer hulle vertroue in God kan stel, God se dade nie vergeet nie, en kan hou by sy bevele.
Hulle mag nie soos hulle voorouers wees nie. 'n Hardkoppige en opstandige geslag, wie se harte onbestendig was en wie se gees nie aan God getrou was nie. Ons lees net daardie gedeelte in hierdie Psalm, soos in baie ander gedeeltes in die Bybel ook, word daar duidelik gepraat oor die verantwoordelikheid wat ons teenoor die volgende generasies het, teenoor ons kinders en teenoor ons kleinkinders. Hierdie verantwoordelikheid begin, ja, direk in die ouerhuis, in die gesin, by die ouers. Maar kom ek sê vir jy, as jy hierdie gedeelte lees en as jy die res van die Bybel lees, dan gaan dit nie net oor ouers nie. Dit gaan spesifiek ook oor grootouers. En dit gaan eintlik oor alle volwassenes. Want ons as volwassenes het 'n invloed op die kinders wat met ons te doen kry, of jy nou 'n oom of 'n tannie is, of jy 'n ouer gemeentelid is, en met immigrasie wil ek nou vir jou sê, ons word almal familie van mekaar. En op die ou end gaan jou kind en ander kinders gaan na jou opsien. En hulle gaan by jou leer. Ja, hulle gaan by jou leer. Hulle gaan of die goeie leer of die slegte leer. Maar hulle gaan by jou leer. So wat behels hierdie verantwoordelikheid wat die volwassenes? En nou sluit ek letterlik almal in, en as jy nou vanoggend sê, "Wauw, gelukkig het ek nie kinders nie," dan het ek ongelukkig vir jou, dis jy ook. Alle volwassenes. Wat behels hierdie verantwoordelikheid? Is dit primêr fisiese versorging, of ook opvoeding en geleerdheid, of selfs finansiële sekuriteit? Ja, dit sluit dit alles in. Maar kom ek sê vir u, dit gaan verder as dit, en eintlik baie dieper as dit. Daar's 'n baie interessante ding wat ek opgelet het in die lewe, en dalk het jy dit ook al opgelet. Ek het nogal in my lewe met 'n hele party mense te doen gekry, wat, as ek dit so kan stel, eintlik maar uit armoedige omstandighede groot geword het. Wat in die lewe bitter min kansse gehad het. En wat ten spyte daarvan suksesvolle mense geword het, en wat regtig gelukkige mense is. Ongelukkig daarteenoor het ek al 'n hele paar keer gesien dat daar mense is wat groot geword het in weelde, absoluut in bevoorregte omstandighede, wat net die beste van alles gehad het, en wat op die ou end 'n mislukking van die lewe gemaak het. Wat diep, diep ongelukkige mense is. Dis nie die rykdom of gebrek aan rykdom. Dis nie die skatte of gebrek aan skatte wat gaan bepaal hoe jou lewe lyk nie, daar's iets anders. En dit het my nou nogal laat dink aan die voorbeeld van 'n skip, hierdie fantastiese skepe wat op die oseane vaar. Julle moes al van hulle gesien het. Dalk was jy al gelukkig om in een van hulle te wees. Maar daardie skepe kan partykeer fantasties toegerus wees met die wonderlikste bykomstighede, wonderlike kajuite, luukse sitkamers, orkes wat in die eetsalon speel, 'n oorvloed kelners, die fantastiese chefs, restaurante met die heerlikste kos, man, noem maar op. Maar as daardie skip nie toegerus is met 'n oordentlike roer en oordentlike navigasie toerusting nie, dan is hy gedoem. Dan sal daardie skip, so luks soos wat hy ook al is, gaan hy op die oseaan ronddobber, gaan hy deur die stormwinde en die getye gedryf word, totdat hy eers op die rotse te pletter loop. Jy sien, dan verkies ek eerder om in 'n baie meer eenvoudig en karig toegeruste skip te wees, met baie minder van die luksus, maar met 'n oordentlike stuur.
en 'n oordentlike navigasietoerusting. Persoonlik, as jy vir my die keuse gee, ek sal eerder 'n klomp ontberings deurgaan. Glad nie luukse kos, ek sal selfs boelie beef eet. Ek weet ek was in die army en ek weet hoe dit smaak. Maar ek sal selfs dit eet. Solank as wat ek weet hierdie skip gaan my veilig by my bestemming bring aan die ander kant van die oseaan. As om te wees op 'n ryk, luukse, drywende ramp wat eers gaan strand. Jy sien, baie kinders, ongelukkig, word soos luukse skepe toegerus met net die beste van alles. En nou moet jy my mooi verstaan, daar's niks fout met wat ons vir ons kinders doen nie. Jy my mooi hoor, dis great om jou kinders die beste te gee. Maar ongelukkig word baie kinders grootgemaak met die beste van alles. Man, ekstra vakke in wiskunde en ekstra kursusse in tennis en ekstra kilometers word gery agter sy sport aan, you name it, en dis goed, daar's niks meer verkeerd nie, maar hulle word grootgemaak met al die toerusting, behalwe 'n roer en navigasietoerustinge vir hulle lewe. En dan word hulle die lewe ingestuur, luks. Maar hulle weet nie waarna toe hulle op pad is nie. Hulle kan nie koers hou in die lewe nie. Hulle weet nie hoe om te navigeer op die oseaan van hierdie lewe nie. En as ons hande in die hare en ons wil ons hare uittrek oor wat word van my kinders en hoekom is my kinders so ongelukkig en hoekom is hulle so, maar ek het nooit vir hulle geleer om oordentlik te navigeer deur hierdie lewe nie. Wat is die roer en die navigasietoerusting wat 'n mens op hierdie lewensoseaan veilig op die regte bestemming kan hou? Daar's net een antwoord en dis Jesus Christus. Dit wat Segers en Marlene vanoggend hier gedoen het met die doop. Net een antwoord en dit is om Jesus Christus nie net te ken nie, maar regtig te ken as my persoonlike verlosser. Om hom regtig lief te hê. Om die Bybel, en dit was deel van die vraag wat ek vir hulle gevra het, om regtig die Bybel ernstig op te neem, om nie net op my bedkassie te hê nie, maar om te lees, te bestudeer. Want daarin gaan ek weet wat om te doen. Psalm 119 vers 9, daardie baie bekende vers, vra die vraag: hoe sal 'n jong mens sy pad reguit of suiwer hou? En dan antwoord hy self: deur dit te hou na u woord. Dan die roer, dan die navigasietoerusting. U sien, ons is in die skuld by ons kinders en by die volgende generasies om hulle te leer om God en God se woord regtig te ken en om vir God regtig lief te hê en om in 'n lewende verhouding met God te kan lewe. Want God is ons Vader, hy is die een wat ons gemaak het, hy is die ene wat ons beskerm en lei, hy is die ene wat weet wat is die beste in ons lewe, hy is die ene wat my toekoms in die holte van sy hand het, en daarom as ek hom ken, as ek in 'n verhouding met hom leef, dan het ek 'n vastigheid in my lewe, maak nie saak wat 'n storms kom nie, maak nie saak wat die lewe na my toe gooi nie, ek sal kan koers hou, want ek weet aan wie ek behoort, ek weet waarna toe ek op pad is. Maar jy sien, ek kan nie vir my kinders dit leer van hoor sê nie. En daar was die eerste vraag wat ek vir Segers en Marlene gevra het: is dit jou persoonlike belydenis dat jy self Jesus as jou verlosser aanvaar het en dat jy hom liefhet en dien? Jy sien, dit moet my persoonlike belydenis wees, dat ek self God as my Vader ken, Jesus as my verlosser ken, dat ek hom liefhet en dat ek hom dien en die pad met hom loop.
Want dit wat ons kinders in ons lewens sien en ervaar, en dis direk waar van ouers, dis ook waar van grootouers, en dis waar van ooms en tannies, en dis waar van my en jou as volwasse lidmate van hierdie gemeente. Dit wat die kinders in ons lewens sien en ervaar, dit gaan vir hulle baie meer tel, as dit wat jy vir hulle probeer leer. En dit wat in die sonndagskool vir hulle geleer word. Die sonndagskool is ongelooflik belangrik. Dit wat jy vir hulle leer, is ongelooflik belangrik. Maar jou kind gaan sy cues vir die lewe neem, op dit wat hy sien en ervaar, in my en jou lewe. Daarom reeds van vroeg af is jou kind besig om waar te neem, wat is vir mamma en papa belangrik? Hoe leef hulle? En dit wat jy leef, is die direkte ding wat jy gaan oordra aan jou kinders. In hierdie Psalm word daar 3 redes genoem, hoekom ons hierdie verantwoordelikheid teenoor ons kinders moet nakom, en ek gaan dit gou vir julle noem, kortliks. Jy gaan dit waarskynlik maklik kan onthou, dis in die Psalm, jy moet weer die Psalm gaan lees. Die eerste ene is, sodat ons kinders kan weet, soos wat hulle ouers weet, en sodat hulle God kan ken. Vers 6. Sodat die volgende geslag dit sal weet. Die kinders wat nog gebore moet word, sal opstaan en dit aan hulle kinders vertel. Hoe leer 'n mens God ken? Jy leer God op 2 maniere ken. Die eerste ene is, jy leer hom ken deur die woord. Deur die verhale wat opgeteken is in die Bybel, deur die geskiedenis. En daarom is dit die verantwoordelikheid van 'n ouer, om die Bybel vir jou kind oop te breek en oop te maak. Maar jy kan dit nie vir jou kind oopmaak en oopbreek, as die Bybel nie in jou eie lewe oop is nie. As die Bybel nie die rigsnoer is vir jou lewe nie, hoe gaan jy vir jou kind leer en moet die rigsnoer wees vir sy of haar lewe? As jy nie daarmee erns maak in jou lewe nie. Ek leer God op 2 maniere ken. Ek leer hom ken deur sy woord, en erns maak daarmee. Ek leer hom ook ken deur die verhale van die geskiedenis. Die verhale van hoe hy in die verlede gewerk het. Die verhale van wat hy gedoen het, en van daardie verhale kry ek in die Bybel, maar weet julle, daar's ongelooflik belangrike verhale wat hulle moet hoor. My kinders moet die verhale hoor van wat God in my lewe gedoen het. Hulle moet die verhale hoor van hoe God my gered het, hoe God my kom haal het, hoe God my gedra het, hoe God my, toe ek gemigreer het, hoe God getrou was, hoe ek op my knieë was, en hoe gebid het, en hoe God voorsien het. Jy sien, my kinders moet dit hoor, hulle moet dit ervaar, hulle moet sien. Want dan weet hulle ook. En dan leer hulle ook om God te ken. Dis so hartseer, dis eintlik so tragies, dat, en jy het dit al gehoor, maar dat 'n geslag kan groot word, sonder om God te ken. En dis nie sommer net 'n dingetjie wat dominees graag sê nie. Weet julle, dit staan vir ons opgeteken, Rigters 2, daar staan, in vers 8, Josua die seun van Nun, die dienaar van die Here, is dood op 110, dis nie die probleem nie. 9, hy is toe begrawe, en toe kom vers 10, en luister wat staan daar. Daardie geslag, almal wat so oud soos Josua was, daardie geslag het uitgesterf. Na hulle het daar 'n geslag mense gekom wat nie die Here geken het nie. Hulle het ook niks geweet van die groot dinge wat hy gedoen het nie. Kan dit wees dat Josua en die mense wat al die wonderlike goed beleef het van die uittog, van die intog, van God se oorwinning, dat hulle dit nie vir hulle kinders geleer het nie? En omdat hulle dit nie vir hulle kinders geleer het nie, en nie met hulle kinders daaroor gepraat het, wat het God in hulle lewe gedoen nie, het hulle kinders groot geword, sonder om God te ken. Sodat ons kinders God kan ken, en kan weet. Daar's 'n tweede rede. Ek moet my
kinders nie net leer sodat hulle God kan ken nie, maar ook dat hulle kan leer om hom te vertrou. Vers 7. En sodat hulle weer hulle vertroue in God kan stel. God se dade nie vergeet nie en kan hou by sy bevele. Weet jy, wanneer ek self op God vertrou, en wanneer my kinders en my kleinkinders sien ek vertrou God, nie net met woorde nie, nie net Sondag hier in die kerk nie, maar wanneer ons in 'n krisis kom, dan vat ons hande en dan bid ons en dan kniel ons. Wanneer ons deur 'n moeilike tyd gaan, dan praat ons van ons vertroue op die Here. En wanneer dit donker word vir die toekoms, dan kom my kinders agter, maar pappa en mamma vertrou op die Here, want hulle vertrou die Here gaan vir hulle sien. Jy sien, vertroue op God, eintlik geloof in God ook, is nie 'n ding wat jy in die skool kan leer. Jy kan dit nie eers in die sondagskool leer nie. Jy kan dit ook nie op YouTube leer nie. Jy sien ervaar dit in jou ouerhuis. Jy sien ervaar hoe jou ouers God vertrou. Hoe hulle die pad met die Here verloop. Hoe hulle geloof is. Kom ek sê vir die, ons skuld ons kinders en ons skuld ons kleinkinders, dat hulle vir pappa, mamma en ouma en oupa en oom en tannie kan sien dat hulle God vertrou. Dat hulle kan hoor, hulle vertrou God. My kind, die ekonomie is deur mekaar. My kind, die wêreld is deur mekaar. My kind, die gebeur verskriklike goed. My kind, maar kom ek sê vir jou een, ons vertrou die Here. Pappa vertrou die Here. Oupa vertrou die Here. Want God sal voorsien. Want God weet, daar's 'n derde rede. En hy sê, dis sodat my kinders en hulle nageslag nie opstandig, ongehoorsaam en ontrou raak, en so baie ellende oor hulle lewe haal nie. Vers 8. Hulle mag nie soos hulle voorouers wees nie. Hardkoppige en opstandige geslag, wie se harte onbestendig was en wie se gees nie aan God getrou was nie. As jy die res van die Psalm lees, gaan lees dit gerus, dan vertel die digter Asaf die hartseer geskiedenis van die Israeliete wat ontrou was aan die Here en hoeveel ellende dit oor hulle gebring het. Wat 'n slegte gevolge dit het as mense God nie dien. En nie hom as jou roer in die lewe het nie. Daarteenoor is dit seker die wonderlikste ding om te kan sien dat daar gesinne is waar die Here regtig gedien word. Waar oupa en ouma, waar pa en ma, waar oom en tannie die Here regtig dien, eerlik opreg, en dan te sien hoe daardie kinders in daardie voetspore volg, want hulle het groot geword met 'n pa en ma wat die Here so liefhet en wat God so absoluut vertrou in hulle elke dag se lewe, om te sien hoe daardie kinders ontwikkel. Dit is die grootste geskenk, ek sê nou vir jou. Dis die grootste geskenk wat jy vir jou kind kan gee. Ek lees 'n gedeelte, en ek moet vir julle sê, dit het my persoonlik getref, so verskoon as ek 'n bietjie bewoer raak. 1 Konings 11 vers 11, dis waar Salomo van die pad afraak. Salomo se pa was Dawid, hy was hierdie wonderlike koning. Salomo het fantasties begin, maar ergens raak hy van die pad af, as gevolg van, ek gaan nou nie daaroor preek nie, klaar gepreek, maar as gevolg van perde, waarop hy gehoop het, sy weermag waarop hy gehoop het, sy rykdom en die klomp verkeerde vrouens wat hy gehad het. Maar hy raak heeltemal van die pad af. En dan verskyn die Here aan hom in vers 11, en die Here sê vir hom, Salomo, die koninkryk gaan van jou weggeneem word. Dis klaar. Maar dan sê God in vers 12 hierdie woorde, dit het my getref. In jou leeftyd sal ek dit nie doen nie, ter wille van jou vader Dawid. Jy het opgemors. Die koninkryk gaan van jou nageslag weggevat word. Maar dit gaan nie in jou leeftyd gebeur nie. Nie oor jou nie, maar oor jou vader Dawid. En dan in vers 13, die hele koninkryk sal ek egter nie wegskeur nie. Een stam sal ek vir jou seun gee, ter wille van Dawid, my diensknegt, ter wille van Jerusalem wat ek gekies het. Sal God
genadig wees oor jou kinders, ter wille van jou. Omdat jy God opreg gedien het. Omdat jy regtig die pad met die Here geloop het. Daar's geen groter geskenk wat 'n ouer vir 'n kind kon gee nie. Dawid kon vir Salomo alles geleer het, maar die diepste ding wat hy vir hom kon gee, was dit wat God hier sê. Ek gaan jou spaar, ter wille van jou vader. Omdat jou vader my so opreg lief gehad het, en die pad met my geloop het. Ons skuld ons kinders. Ons skuld die volgende generasies, om vir hulle te wys, wat beteken dit om God te vertrou, om God te ken, om God lief te hê, om sy woord te hê, om te wys ons het 'n vaste fundament waarop ons bou, ons het 'n koers, ons weet waartoe ons op pad is, en om vir hulle 'n stewige fundament te gee en die regte kompas. Vanoggend glo ek die Here kom roep ons op om saam met Segers en Marlene opnuut weer onsself te verbind aan die Here. As ouers, as grootouers, as volwassenes te sê, Here, ek in my huis, ons sal dit doen. Here, al moet ek my vingers afbreek, ek gaan nie dat my kinders groot word sonder om U te ken nie, sonder om U te vertrou nie. Ek gaan vir hulle wys wat dit beteken om God te ken, om God te vertrou. En wat ook al in hulle lewe gebeur, hulle sal een ding moet onthou. Hulle het 'n pa en ma gehad, hulle het 'n ouma en oupa gehad, hulle het 'n oom of tannie gehad wat God werklik vertrou het. En in wie se lewe God 'n werklikheid was. Dis die grootste geskenk wat ons vir ons kinders en die volgende geslag gaan gee, veral in Nieu-Seeland. Amen. Almagtige God en Hemelvader, Here, baie dankie dat U getrou is. Here, ons is so ontrou. Ek sien dit selfs in daardie stukkie geskiedenis van Salomo. Here, U is getrou, uit genade. Dankie dat U ons eerste kom vat het. Dankie dat U ons kom oproep en opnuut net weer kom wakker skud, dat ons nie maar net weer terugval in 'n ou lewe en maar net aangaan met ons lewe en vergeet dat dit het die effek op ons kinders nie. Here, kom skud ons wakker ter wille van onsself, kom skud ons wakker ter wille van ons kinders, ons kleinkinders. Dankie vir ouers en grootouers wat U liefhet, U dien, wat U vertrou. Dankie vir kinders en kleinkinders wat kan loop in die voetspoor van hulle ouers. In Jesus naam. Amen. U het 'n geleentheid